My naam is Adeline Watkins. Ek is in graad 10 in Hoërskool Swartkool. My onderwerp is: agendas het altyd te doen met toekomsdrome. Die beste manier om die toekoms te voorspel is om dit te skep. Geagte voorsitter, dames en here. Hierdie woorde van die Amerikaanse sakeman Peter Drucker vat so mooi saam waaroor agendas eintlik gaan. Agendas het sonder uitsondering altyd te doen met een of ander doelwit wat in die toekoms moet vormneem. Ek beredeneer hierdie onderwerp op 3 vlakke. Almal het 'n persoonlike agenda. Die media het beslis 'n doel wat op die toekoms gerig is. En oor politieke agendas behoort ons amper nie eens te wonder nie. Eerstens, het almal 'n persoonlike agenda. Dit kan klein wees. My agenda was so 'n paar maande terug om vandag hier te kan staan en 'n toespraak te lewer. Of dit kan so eenvoudig wees as om net betyds by die kompetisie uit te kom vandag, met die gepaardgaande druk op almal wat daarbey betrokke is. As my boetie nou nog een keer terughardloop in die huis, omdat hy iets vergeet het, is my hele agenda in sy maai in. Dan moet daar in die werk gespring word om sulke onverskillighede met takt en soms brute woordewisselings uit die weg te ruim, om die agenda weer in die gang te kry. Of dit kan so kompleks wees as om jou loopbaan te beplan, 'n troue te reël, of jouself tot so 'n mate groot te kry dat jy ander mense kan grootmaak. Sou dit een van jou strewes wees? Uit die voorbeelde wat ek genoem het, is daar gelukkig geen teken van versekte agendas nie. Dis nou, tensy die trou wat jy besig is om te beplan met 'n man is wat jy nog nie gevra het om te trou nie, dan is dit drome. Of ek wat my broer 'n rad voor die oog gedraai het om betyds by die kompetisie te wees, dat hy eers by die kompetisie agterkom waarvoor hy self daar is en sy toespraak by die huis vergeet het. Dan is dit gemeen. Hoe dit ook al sy, goed of sleg, agendas het altyd 'n oog op die toekoms. Forbes magazine van 26 April 2021 se artikel Keeping an Eye on the Future can help leaders see disruption coming, geskryf deur besigheidsjoernalis Roger Trapp, meen dat organisasies maar altyd moontlike vooruitdagings in die vooruitsig stel, wat te bowe gekom moet word, en dat hulle dan te werk moet gaan om sulke probleme wat kan of nie kan gebeur uit die weg te ruim, om die agenda weer in die gang te kry. Harvard Business Review stel dit so: To set a great strategy, start by imagining the future you want. 18 September 2024, deur besigheidsstrateeg Michael Mortier. Soos ons nou reeds weet, het Sunny, wat klaar haar trou begin beplan het met troudatum en alles, nie noodwendig die beste plan nie, maar dit huldig daarom een of ander vorm van vooruitsigte vir die toekoms. Sy moet net die man vind om haar te vra. Maklik! Dit bring my juist by my tweede punt. Sunny se vreemde uitkyk op dinge, ten spyt, is 'n beslis nie die enigste nie. Want mediahuise se agendas sal ons baie keer maar op dieselfde manier optree. Trouwens, en media se huise se agendas nou is om meer kykers te kry, 'n spesifieke narratief te bevorder of openbare mening te beïnvloed. Dis dikwels daarop gemik om ons gedrag te verander vir 'n toekomstige doel. Dink byvoorbeeld aan hoe advertensies werk. Hulle wil nie net hê jy moet 'n produk koop nie. Hulle wil jou gewoontes en voorkeure verander. So reken dosent in bemarking Arthur Page op 19 Januarie 2025 in sy aanbieding Lesson 1, Media's Agenda Setting Role, Who or What Sets It, op Archive Page Center. Hierdie tipe manier van werk is ook nie noodwendig altyd 'n slegte ding nie, want soms is dit nodig om so 'n agenda met oog op die toekoms in te span, sodat mense hul gedrag nou kan begin verander, terwille van die voortbestaan van die planeet. As mens byvoorbeeld dink aan die gevolge van besoedeling en klimaatsverandering, teenoor 'n meer volhoubare manier van dinge doen. Volgens professor David Weaver se 2 September 2020 artikel, The Media Agenda, Who or What Sets It, op Oxford Academic. Sonder 'n toekomsvisie as basis vir enige agenda, bly dit eintlik maar net wensdenkery. Nie waar nie? Laastens, kan ons die groot olifant in die hoek van die kamer aanspreek. Politieke agendas het ook maar altyd een of ander toekomsvisie se vervulling in gedagte. Dat ons nie noodwendig daarmee saamstem of in die gesig gevat voel, as ons agterkom dat iemand anders se toekomsvisie toe nou nie so goed was vir ons nie en ons in 'n doolhof afgelei het. Dit verander glad nie die feit dat dit steeds toekomsgerig is nie. Politieke agendas is toekomsgerig.
met die doel om die samelewing te vorm op 'n manier wat met spesifieke visies en doelwitte ooreenstem. Of ons nou met hierdie agenda saamstem of nie, hulle het gewoonlik langtermyn implikasies. Byvoorbeeld, beleide oor klimaatsverandering, onderwyshervorming en infrastruktuurontwikkelingsontwerp om toekomstige uitdagings en geleenthede aan te spreek. Politici moet onmiddellike behoeftes balanseer met potensiële voordele van hulle besluite. Dit vereis dikwels beleggings wat eers jare later vrugte afwerp. Die 22 Junie 2021 joernaal, When Do You Want It? Determinants of Future-Oriented Political Thinking, deur Laura Rapelli, stem saam dat al kry ons die infrastruktuur wat Julius Malema beloof aan al wat vegter is vir ekonomiese vryheid, beteken dit steeds nie dat sy agendas nie toekomsgerig is nie. Dis net nie wat hy vir ons sê dit is nie. Dis al. Dis 'n probleem by daai. Voorsitter, dames en here. So, of dit nou Sunny is, wat haar toekomsplan sal moet hersien, om huidige faktore of die gebrek daarvan in te sluit, en of die media so ver kry, om haar gedrag te verander en minder plastiek te vermors, en of die regering dit reg kry, om haar belastinggeld nog meer te vermors. Maak nie saak wat die agenda is nie. Dis altyd op die toekoms gerig.